tweedag. Ons gaan weer in by daai vraestel, dit is die Maart vraestel van 2024 van die Departement van Onderwys. Ek het reeds 'n video gemaak van vraag 1 en vraag 2. So hier is vraag 3 en vraag 4. Ek hoop ek maak dit tot by vraag 4. Ek het 'n bietjie vroeë oggend al getel, my mense 4 uur vanmôre op die bus moet sit. Dit is maar redelik laat aand, en is almal weer in die bed, veilig terug. En my spoed is ook al 'n bietjie in lyn. Kom ons kyk. Waar is hy? Okay, kom ons kyk gou-gou na vraag 3 van die vraestel. Hier is nou eintlik die vraag, die ander vraag is ook baie belangrik. Die vraag waarmee julle gewoonlik benoud raak, paniek van dis by inkomstebelasting. So dis eintlik die een waarby ek graag wil uitkom. So kom ons kyk gou hierso. Hulle sê dat dit allemaal goed. Hulle sê hierso, kom ons highlight bietjie goed wat belangrik is. Mevrou Baleni is 67-jarige onderwyseres. Hierdie is vir ons belangrik, want dit is van toepassing by die kortings. Ek gaan sommer klaai onder toe. En ek gaan kyk hierso, wat sê die belastingdrempel, mediese fonds. Okay, hierdie is nou dadelik van toepassing. Ons kan hierso kom loop. Maar sy is 67, so sy is 65 jaar en minder as, sy is bo 65 basis, so sy val in hierdie kategorie. So ons kan net kyk of sy in die belastingdrempel val, maar wat het eintlik by wil kom, is altyd belasting ouer as 65, nie onder 65, maar ek wil eintlik kom by korting. Sy gaan, omdat sy ouer as 65 is, hier staan ouderdom 65 jaar tot 75. So sy is 67 jaar oud. Sy val in hierdie kategorie. Dit wil sê, sy gaan die primêre korting kry van mense onder 65 en sy so bevoorreg, omdat sy ouer as 65 is, om ook die sekondêre korting te kry. Sy is nog nie ouer as 75 nie, so sy kan nie die tersiêre korting kry. Sy gaan definitief daai 2 kortings kry. Goed, dit is maar net om te kyk of sy belasting betaal. En so kom ons eens verder aan. Sy verdien 'n maandelikse salaris, dit wil ek ook highlight, want het is belangrik om te weet dat dit 'n maandelikse salaris is, want onthou, hierdie inkomstebelasting, sê maar sê, formules werk op jaarlikse inkomste. En hierdie is maandeliks, so ek sal moet onthou ek moet dit maal, né? Dit is 'n maandelikse salaris van 36.432. Dan ook belangrik om te onthou, wanneer ons dus berekeninge dit gaan doen, sy dra by tot 'n pensioenfonds, en sy kan soveel bydra soos sy wil, en sy dra 7,5% van haar basiese salaris. 7,5% van haar basiese salaris tot 'n pensioenfonds by. Dit is belangrik ook om te weet. Ons sal dit ons gaan uitwerk. Onthou, ons het geleer, daar sekere goed wat jy eers kan aftrek van jou inkomste, so as 'n aansporing om aan hierdie tipe items te belê en te betaal. So jy kan dit eers aftrek, sodat daar kleiner inkomste oor is. Sodat 'n kleiner bedrag is waarop hulle jou gaan kap met belasting. Ja, soos ek sê, is 'n aansporing. So hulle wil graag hê jy moet in 'n pensioenfonds behoort, want dan beteken jy is in die middel van 'n las op die regering, né? Op die ou ende, in die breë spektrum. So, ons trek eers 7,5% af, dit wat dan oorbly, op dit gaan ons belasting uitwerk. Maar dis nie net dit nie, hang nou af wat se inligting die vraag is, of ek weet hierdie vraag, is dit nou net dit. Maar dit kan ook wees, sê nou maar sy dra by tot 'n DBV-fonds. Dit moet 'n geregistreerde organisasie wees, dan kan sy ook 'n persentasie afkry. As sy WVF betaal, dan kan sy daai WVF kan sy afkry. Verstaan jy, so as sulke items dit staan alles in die handboek en ek kan daar gaan kyk en by die opsommings op die PVV. So, daai is 'n belangrike deel. En dan die laaste belangrike een wat ons moet onthou, dat ons nie kan vergeet nie, is sy dra ook, sy het 'n mediese fonds vir haarself, haar man en een kind.
Dit maak 'n totaal van is die belastingbetaler plus 2 afhanklikes. Okay, so hierso is die die hooflid is die hooflid plus die eerste afhanklike plus die een van die tweede afhanklike. En ek wil sommer net hierso wys onthou dit is maandeliks. Okay, want ons gaan nie werk ons alles met jaarliks. Hierdie is maandeliks, hè, haar maandelikse salaris. Maar hierdie kategorie, hierdie formule is werklik per jaar. En hierdie is per jaar. En hierdie is per jaar. En dan gooi hulle hom weer per maand. So hulle probeer ons uitvang, hè. Maar ja, dis net om te kyk of jy wakker is en mooi interpreteer wat jy lees. Goed. So, kom ons kyk of ons nou al die belangrike inligting het. Vraag 1. Ek net 'n bietjie op. Verduidelik die betekenis van die term korting en dit in die konteks gebruik word. Kom ons begin hier. Wat is 'n korting? Want jy kan nou, ons het gesê sy kry die primêre korting en sy kry die sekondêre korting op grond van haar ouderdom. So, ons kan sê korting is basies 'n tipe afslag wat sy kry op grond van haar ouderdom. So afslag op haar belasting. Sy kry af op haar belasting op grond van haar ouderdom. Want hulle kyk, ou mense kry mos nou nie meer dieselfde groot salaris wat hulle gekry het toe hulle nou gewerk het nie. Korting is 'n afslag op belasting op grond van persoon se ouderdom. Goed, jy moet nou maar basies in jou eie woorde sê. Goed, dan vraag, dan moet jy nog onthou, dat jy nie mens is nie. Vraag 3.2. Skryf in vereenvoudigde verhouding die belastingdrempel van 'n persoon onder 65 jaar meer. Ons staan soos dit is tot die belastingdrempel van 'n persoon van 65 tot 75 jaar. Onder 65 tot 75. Okay, so. Dus die belastingdrempel. So die persoon onder 65. En hierdie persoon 65 tot 75. Soos met sy verhouding van vormskryf. En dan moet ons net altyd onthou met in sy eenvoudigste vorm wees. Okay. So wat ek nou maar altyd doen is ek gaan skryf, kyk daai tot ek gaan skryf hom as 'n breek of deel basis. Klein stene vir die groot steen en vir die desimale antwoord. Wat? Ek skryf hom as 'n breek. 582 tot 901. Ja, is eenvoudig vorm. Nou as ek steeds verhouding vorm, dan moet jy soos direk met die dubbelpunt. Right, net so 'n bietjie. Goed, dan die volgende enetjie. Bereken die totale pensioen wat mevrou Belani, wat is dit? Bereken die totale pensioen wat mevrou Belani in 'n jaar bygedra het. Okay? Ek wil hom highlight. Ek kan nou sien hoe kom. Want hierdie, as ek gee vir ons die maandelikse salaris, dan is ook die pensioen bydra vir 'n jaar. So jy gaan kyk wat is 7,5% van daai
Dan moet jy dit maal met 12 maande. Kom ons kyk wat dit. Die maandelikse pensioen is 7,5%, 0,075. 7,5% van haar maandelikse salaris. R2.732.40 en 'n jaarlikse pensioen bydrae, dan daai bedrag maar met 12 maande. Dit gee vir my R32.788.80. Ek gaan sommer die byskryf, al staan dit reeds bo per jaar. En ek weet ons gaan dit net te verder nodig hê. En ons het pensioen, ons hier so groen gehighlight. Ek gaan ook so 'n groen highlight van net gaan ons soek. Dan ons weet, dit jou pensioen bydrae. Per jaar. Okay. Want ons gaan nou nodig hê. Dan punt 4. Betaal die bedrag belastingkorting wat mevrou Baleni, kwalifiseer om te kry. Ons het dit eintlik al gesê. En ons sê nou nie jaarliks of maandeliks nie. Kom kyk. Bepaal die bedrag belastingkorting. Ja. Kom ons, ja, hierdie is nou die jaarlikse ene. So sy gaan definitief die primêre korting kry, het ons net vir mekaar gesê, en die sekondêre korting, omdat sy 67 jaar oud is. So sy is ouer as 65. Korting wat sy gaan kry. Goed. Ek gaan nou maar kyk. Ons gaan net wat op nodig het. Ek korting gee. Vanaf net ek kan wel sien as ek dit soek. Okay. Dan. Bereken die jaarlikse bruto inkomste van mevrou Baleni. Onthou, bruto inkomste is voor aftrekkings. Net nou al die aftrekkings af en dan kry jy net bruto is nog voor aftrekkings. So, hulle gee ons die maandelikse een en ons soek nou net die jaarlikse bruto salaris. Dit is 12 maande. R437.184. Dis haar bruto salaris. Goed. Nou 3.1.6. Watter bedrag is mevrou Baleni se jaarlikse belasbare inkomste? So van haar bruto kan sy mos nou sekere inkomste sekere aftrekkings aftrek, nee. Maar in ieder geval al inligting wat hulle vir ons gee, ek nou gou vinnig kyk. Ja, dis net die pensioenfonds wat sy kan aftrek. As ek nou so vinnig kyk. Hulle sê niks van BFU of enigiets anders. Daar het ek laas vir gesê,
Moenie jy goed insit wat hulle nie gespesifiseer het. Okay. So ons gaan net so skryf haar jaarlikse belasbare inkomste. Dis haar bruto, jaarlikse bruto, minus haar jaarlikse pensioen van 7,5%. So dis die 437.184 minus 32.000 pensioen. Alright. Dus dit is mijn belasbare inkomstenbedrag vir die 2007 betaal mevrou Valens se maandelikse belasting betaalbaar. Okay, nou was dit lekker weer. Goed. So ons het nou die jaarlikse inkomste. Wanneer moet ek omlaai hier? Omlaai. 3.1.7. So belasbare inkomste. Goed. So nou moet ons gaan kyk in watter kategorie val daai belasbare inkomste. Ons kyk. Dis 404.000 en something. So, dit gaan in hierdie derde kategorie val. Wat sê, jy gaan definitief 70.352 rand betaal. Dis 31% van die belasbare inkomste wat meer is as 337.800. Dis van die daai inderdaad. Ek gaan ons in 12 ons highlight. So ja, vanaf die plek wat ek hier kan kyk, so dit kategorie 4 wat ons mee gaan werk. En dit is in hierdie kategorie. Ja. Sorry. Ja, dit is geen highlight. Sorry julle. Ek werk net voor dit gaan dit nou. Highlighter op die van die kategorie. Dit kategorie 3. Daai kategorie. Dan moet ek sien van daar. Ek gaan definitief 70.000 betaal, 350 plus 31% van elke bedrag van haar inkomste wat meer is as 337.000. So, kom ons pak dit. Dit is nou nog voor enige korting of mediese. Goed. Ek sê maar daar van interessante, dis kategorie 3. Ons sê, ek gaan definitief betaal 30.352 plus 31% van elke bedrag wat haar belasbare inkomste meer is as 337.800. Ek wil sê haar inkomste minus 337.800. Dit maal ek dan 31% van daai antwoord.
Die antwoord wat ek dan nie kry, tel ek 70.352 by. Sit nou nog 'n ekstra stapie. Ek werk so gewoonlik die hele een in. Om net te druk 'n mens iets verkeerd op jou sakrekenaar of iets, dan verloor jy onnodig punte. So wys nou maar al jou berekeninge. 40439 minus 332 is 66.525 werk en dat is 31% van dit. Goed, dan plan weer by hierdie bedrag. Jou jaarlikse belasting, oorkortings, periodens is volg. Dit is nog 2 keer afgerond, oké. Dit is al jaarlikse belasting. Nou kan ons begin met die kortings en al die van goed. Oké. Ons kyk wat ons kry die primêre en die sekondêre kortings, dis die totale kortings, so jaarlikse belasting na kortings. Dit is ek skryf nou daai hele. Ja, ons sê die jaarlikse belasting minus kortings. So ons het gesê dat primêre en 'n sekondêre korting is altyd saam as dit so. Ek gaan daai totale bedrag net aftrek. Goed, so dit is nou die eerste korting afgetrek is. En onthou jou mediese krediet word altyd heel laaste afgetrek. Nadat jy jou hele belasting uitgewerk het, dan word die mediese krediet afgetrek. Goed, so nou het ek haar belasting kortings afgetrek. Nou onthou nou die mediese fondse krediet is maandeliks. Dis mos jaarliks. Nou het ek eers deel deur 12 van maandelikse belasting na korting is dan 5.555 rand en 70 sent. Alright, minus nou kyk. Goed. Van maandelikse belasting na korting, van jaarlikse belasting na kortings afgetrek is. Daar is al kortings. Dit was jou primêre plus jou sekondêre korting. 24.300. Net wat ek skryf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ja. Dan.
Dit is wat die daar afgetrek het, 24.000. Wat het die daar afgetrek, ek kry die bedrag, die jaarlikse belasting. Maar met maandeliks kry ek 12, dan gaan ek die mediese belasting na mediese krediet afgetrek is. Vir die mediese krediet, ons het ons nou gesê, dit is die hooflik, belastingbetaler. Dis die eerste afhanklike haar man, plus die tweede afhanklike een kind. So as ek hierdie bymekaar tel, is dit 819 rand. So ek gaan daar hele 819 rand aftrek. Want jy kan alles gaan skryf, dit plus dit plus dit plus dit. Ek is al bietjie lyf, mag die lyf wees nie. So ons gaan skryf 5,75 minus 8,9 my 4,736,79 So dit is die belasting wat sy op die ouene gaan betaal, totale belasting. Nou, al die kortings af is nadat al die mediese krediete is. Sien julle, as jy jou, dit myne lyk soos 'n kersboom. Maar nadat jy al die belangrike inligting gaan highlight het, sorry vir daai, dat ek dit verkeerd highlight het, maar dit maak net dat jy al onthou alles wat jy moet onthou. Dat jy onthou hierdie is maandeliks, maar hierdie is jaarliks. Dat jy onthou hierdie is maandeliks en eintlik werk hierdie met jaarliks, so ek moet hom maal met 12. Dat jy kan onthou van jou pensioen is 7,5%, dus belastingbetaler, haar man, een afhanklike plus nog afhanklike, tweede afhanklike. Dat jy kan onthou van die primêre korting en die sekondêre korting. Sodat jy kan kyk dat sy die belasting met rente val en. So gaan highlight dit goed vir jou. Pak highlighter saam. Jy mag nou nie 'n antwoord stel vol kleure highlight blykbaar nie, maar jy kan altyd jou vrae stel. Jy kan dit jou vrae stel maak wat jy wil. Jy moet dit net so maak dat jy daarom nog 'n vraag fout is, jy kan teruggaan. So moet sê moenie krap te veel nie. Highlighters werk lekker wanneer jy nog sien wat van onder dit is. Goed. Dan 3.1.8 onderverkeerde van ek gaan nou nie uitskryf nie. Maar toe ek daai video gemaak het ook, en ek het in die klas ook gesê dat ek 'n video gemaak het oor belasting, het ek dit ook veel genoem. En ek vra is vir jou gee 2 redes waarom dit belangrik is vir burgers om persoonlike inkomstebelasting te betaal. Daai inkomstebelasting is nog steeds ons regering se grootste vorm van inkomste wat hulle invorder. En so hulle is baie afhanklik van dit en hulle betaal byvoorbeeld ons onderwysers. Hulle betaal vir julle handboeke. Hulle betaal sodat julle eksamens gemerk kan word en opgestel, geprint en gedistribueer, versprei kan word. Hulle betaal om paaie reg te maak. Hulle betaal infrastruktuur, soos ek nou sê. Gesondheidsorg, as jy na klinieke toe gaan, die mediese sorg, hulle medikasie, al daai goed te kry. Wat is dan nog? Toelaas vir al die mense. Ou mens by al die verskillende toelaas ensovoorts. So dit moet alles van iewers wat kom. Dit val nie net uit die lug uitkom. So dit kom van onder andere inkomstebelasting. Goed. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons dit betaal. Net sê of hulle dit reg aanwend, is nie die punt nie. Dit is waarvoor dit betaal word. Goed. Vraag 4. Die Statebondspele is 'n 4-jaarlikse internasionale multidissiplinêre sportbyeenkoms onder atlete van Statebond van Nasies. Die jongste wedstryde is van 28 Julie tot 8 Augustus 2022 in Birmingham, Engeland gehou. 4-jaarliks beteken dit kom elke 4 jaar voor. Goed. Let's see. Volgende tabel toon die Statebond spele medaljes van die top 10 nasies vanaf die eerste wedstryde in Kanada in 1930 tot die 22ste spele in Engeland in 2022.
Okay. Nou, vra hulle gebruik die bogenoemde inligting om die vraag wat volg te beantwoord. Hoeveel dae is die Statebond-speler in 2023 in Engeland gespeel? Want ek is moet kyk wat was dit. Wat 'n beeld is daar nou dan op die dan na die eerste wedstryd in Kanada. Hmm. Eerste mis ek iets. O, hier is hulle. Jongste wedstryde is van 28 Julie tot 8 Augustus in Engeland gespeel. Okay. So eers moet jy gaan kyk hoeveel dae in die maand. Onthou ek het vir julle gewys het werk op jou knuckles, so jy kan onthou nie. Januarie is bo is 31. Februarie is die enigste wat bietjie snaaks is. As dit 'n skrikkeljaar is dit 29 dae. As dit 'n gewone jaar is dit 28 dae. So hy 3 jaar is dit 28 dae en die skrikkeljaar is 29 dae. So by the way, hierdie jaar as hulle iets vra in die eksamen, hierdie jaar was 'n skrikkeljaar. So dis 31, 29 dae. 31 elke keer as hy bo teen wat is knuckle in Engels? Afrikaans, knuckle, ek weet nie. Dan is dit 31, Januarie, Februarie, Maart, April 30, Mei 31, Junie dan 30, Julie 31, Augustus 31. Vir Julie en Augustus is 31 dae. Hulle sê dit is van die kyk 28ste Julie. Vanaf 28, soos 28, 29, 30 en 30. So daai is 4 dae tot by 4 dae in Julie. Plus dan nou die 8 dae in Augustus. Okay, so in totaal gaan dit dan wees 12 dae. Waar word jy met ek van nou van ons is aan jou hoor? Hy wel out te val. So dit is 4 dae in Julie. Dat is dus 4 dae in Julie. Dis 8 dae in Augustus. Okay, so net kort van 2 weke. Goed, dan vra hulle vir jou rangskik die aantal bronsmedaljes wat deur die top 10 nasies gewen is in dalende volgorde. Okay. Even die bronsmedaljes en ons moet net dalende volgorde skryf. Ek wil sê die hoogste moet eerste kom. So kom ons rangskik en stel so net eers hierso. Die hoogste lyk vir my as ek na die 100 bekyk is daai tussen daai twee, dan is hierdie ene die hoogste, tweede hoogste. Nou iets in die 600 nee, moet hierdie nou 3 wees. Let's see. En dalend, wat is die eerste? Ja. Dan is het enige 400 nee, 300 nee, 200 ja, 4, 5, 6, 7, even informatie, sorry, zoiets. Dan 7, 8, 9, 10. Dit gaan wees op dalende volgorde. 715 is eerste, dan 709, dan is het 3, 555, dan 278, dan 200, dan 149, dan 141,
136, 91, 77. Dat is het. Ik heb altijd een rangschap in 2, 5, 6, 8, 9, 10, allemaal is daar. Ik heb een rangschap. Oké, dan vraag ik jou. 4.1.3. Bepaal die mediaan aantal silwer medaljes wat die top 10 nasies gewen het. Okay. Ons rangskik omgekom van klein na groot, want ek kan slegs die mediaan bepaal as ek rangskik van klein na groot. Weet jy, ja, jy kan nog van hierdie sê natuurlik klaar rangskik het groot. Okay. Die kleinste hierso lyk vir my is hierdie. Hierdie 2 is basies 1 en 2 maak nie saak wat er is eerste nie. Goed, dan lyk dit vir my, is dit hierdie ene. Dan 5, 3, 75, 75, 98. 75, 75, 98, 1, 2, 3. Ek kan tel. Right, there. Kan ek tel nie. Hier is 3, 220. 516. 215. 274. Ek het raak laat aan die krappies raak al hoe meer en al hoe flauwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, allemaal is daar. Nou, daar is ons 10 waardes. Ons het mekaar gesê is dat die ene aantal getalle is, dat er 2 waardes in die middel wees. Maar dit is dan nog nie in die ideaal nie. Ek dan daai twee by mekaar tel en dan deur 2 deel om die middelwaarde te kry. Nou, hoe weet ek wat die middelwaarde is? Ek sê 10 gedeel deur 2. Nee, so dis my 5de getal en my een het langsom 6de getal. Kom ons kyk vir. Nadat ek al geskik het van klein af by die job. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. So my mediaan moet iewers tussen wees. So ek gaan sê. My mediaan is dan 132 plus 170 gedeel deur 2. Goed, dan 4.1.4. So by the way, waarmee is ons hierso besig? Data hantering, statistiek, né? Goed, 4.1.4 bereken die omvang van die goue medaljes wat deur die top 10 nasies gewen is. Nou, omvang met 2 ander woorde, ander sinonieme, of omvang, of variasie, buite, of ryk buite, beteken allemaal dieselfde ding. Goed, nou om die omvang te kry, by goue medaljes wat ons die berekening wat ons doen is wat vir die maksimum waarde minus die minimum waarde. Die maksimum waarde in die geval by goud, dit is saam met my. Die maksimum waarde is nie meer, is nie in het meer is 932, dit is my maksimum waarde. Minus die minimum waarde, die kleinste waarde hierso. Oh wow, nee, dat is gerangskik. 64. Ek kan sê, minus 0,
860 omvang. So redelijk een groot omvang, as jy dink jou maksimum waarde lê in 900, die omvang is in 800. Dit wil sê, dit is redelijk buiten mekaar, die laagste en die baie ver van die hoogste. Goed, 4.1.5. Een van die spanafrikkers het gesê, het gesê dat die totale aantal goue medaljes en silwer medaljes wat saam deur die top 10 nasies gewen is meer as 50%. 50% is van die totale medaljes wat in die kompetisie gewen is. Verifieer die berekening op die eis geldig is of nie. Daar is die totaal en daar is die totaal en daar is die totaal. Hier is die totaal vir goud, silwer, brons en hier is die totale medaljes die medaljes wat in totaal ontvang is. Goed. Kom ons kyk gou ons. Die totaal vir goud en silwer. Die totale goud is 2941. Totale silwer 2901. $5,842 medaljes in totaal. En hulle sê dit is meer as 50%. Meer as 50% van die totale medaljes in totaal. Kom ons kyk van 50% die totale aantal medaljes wat gewen het. Sê 50% van die. Dit krap ons dit. 50% van die totale medaljes. Dit is 0,5 is 50%. Van beteken totale aantal medaljes. So daai is meer as 50% van die totale aantal medaljes. Kan ons kyk wat die persentasie is en so interessant is. Ek 5,842 gedeel in totaal. Dan met 100. 5,842 gedeel in 8,842. Oepsie. Dit is 65,96%. Dit is definitief meer. Hierdie bewering. Ek het op 2 maniere bewys. Hierdie goud en silwer totale is meer as 50% van die totale aantal medaljes. Ja, 5,842 is meer as 4,000. Of ek kan sê, ons kyk wat die persentasie dit uit die totaal uit. Daar is hy, goud en silwer saam gedeel die totale aantal medaljes maar met 156,86%. So dat bewering, bewering is geldig. Goed. Ek het die vraestel is nou amper klaar. Ek is nou amper klaar. Nee, ek nog op my bro. Kyk of ek bietjie kan spoed vat. Baie staan. Hier sit hulle boksing whiskers. Boksing sorg grafiek en ondertoon die hoogtes in duim van leerders in 'n klas. Let wel, duim is lyk as 'n sentimeter. Hier is die hoogste van die seuns en die meisies in inches. Of duim dan nou. Meisies is daar, die boksingouers seuns is daar. Hier is die height, onthou dit is in duime.
Gebruik die boks en staar die grafiek hierbo met volgende vraag beantwoord. Bereken die verskil in die mediaan hoogte van leerders in duim. Okay. Eens en meisies neem ek nou. Okay, so in geval die mediaan, daar is my mediaan waardes. Maar as ons die verskil moet uitwerk beteken minus, dan is dit daai twee. So dis 67 minus 66. Goed, dit was 4.2.1. 4.2.2. Bepaal die interkwartielreeks vir die lengte van meisies in duim. Ja, ons sien hulle elke keer, elke eksamen kom daar 'n benaming of 'n term wat ons niet gebruik het. Hier is weer een. So, interkwartielreeks het ek nog nooit van in my lewe van gehoor nie. Maar soos ek sê, was altyd die eerste keer ons het geleer van interkwartielomvang. So raak net rustig in eksamen as iets gebeur en dink net, wat het jy geleer? En as jy gaan kyk na hulle voorbeeld, dan sê hulle gaaf ook. En dan kan jy definitief sien, jy weet wat interkwartielomvang is. By julle vir IKO, interkwartielomvang, omvang beteken grootste waarde minus die laagste waarde. Interkwartielomvang is net hoogste kwartiel, kwartiel 3, minus kwartiel 1. K3, ons gebruik van K3 minus K1. So, interkwartiel omvang is gelijk aan kwartiel 3 minus kwartiel 1. In my derde kwartiel, in die geval, kyk daar, so is my eerste kwartiel, tweede kwartiel, derde kwartiel. En dan is ek vir die seuns vir die meisies. Okay, so die derde kwartiel lyk soos 69. Sorry, ek praat nie myself. Kwartiel is soos meisies. 1, 2, 3. Daai tweede een is op my mediaan ook. Minimumwaarde, maksimumwaarde. Kwartiel 1, kwartiel 2 en op my mediaan. En my 50ste persentiel. Kwartiel 3. So IKO is hierdie gedeelte. Dus my interkwartiel omvang is my hoogste kwartiel minus my laagste kwartiel. My hoogste kwartiel as ek afgaan is 69. My laagste kwartiel as ek afgaan is 66. En as ek daai van mekaar opgetrek, kry 3 duim. Inches. Goed. Dankie tog. Dis het so moet iets aan van daai ene. Okay, einde is in sig. 4.3. Sizwe wil graag sy nuwe kamera op 'n buiteligreis toets. Hy het die weervoorspelling vir die tydperk 28 Mei tot 4 Junie 2021 nagegaan om te help om die geskikte dag te kies. Nou sê gebruik die inligting in die weervoorspelling om die volgende vrae te beantwoord. Noem die waarskynlikheid van reën op Maandag 31 Mei. Maandag 31 Mei. Waarskynlikheid vir reën. En skryf dit as 'n desimaal neer. Vir Maandag 31 Mei is dit reën. Die kans vir reën is 86%. So 86% is dieselfde as 86 op 100. En jy skryf dit as 'n desimaal. My komma is daar, deel deur 2 nulle, so my komma met 2 plekke nou links skryf. So dit is 0,86. Dit 4.3.2. Is die letter wat die waarskynlikheid van reën op Vrydag 4 Junie die beste beskryf? Hulle sê daar's 'n 4% kans vir reën. Sal jy sê is dit 'n groot kans vir reën of 'n skraal kans vir reën? Onthou julle ons het gesê jy moet die naam, die woorde, die taal van waarskynlikheid ook kan weergee.
So kom ons sê, ons nou kies tussen een van hierdie. Selfs toeval, onwaarskynlik, heel onwaarskynlik. Ek moet eerlik sê, selfs toeval, ek weet nie wat dit beteken, maar daai 4% is heel onwaarskynlik. Dit is baie klein kans. Daar is 'n 96% kans dat dit nie kan reën nie. So, my antwoord hier sal wees C. Wat het ek gesê? Ja, C. Heel onwaarskynlik. Hier uitfigure wat beteken hy selfs toeval. Want as iets toevallig gebeur, dan is dit ook iets wat jy seker nie verwag het nie. Maar ja, dit mag ons ook sien. As 'n verduideliking. Goed, 4.3.3. Bereken die waarskynlikheid van 'n meestal Sondag, 'n meestal Sondag in die voorspelde dag as 'n persentasie. Dit is sonnige dag in die voorspelde dag as 'n meestal sonnige dag, so ek eerlik gesê. Okay. So mostly sunny, mostly sunny. Hier is sunny. Ja, is 2 uit die voorspelde dag as 'n persentasie. 5, 6, 7, 8. Okay. So daar is ons 8 dae se weervoorspelling. As 8 dae se weervoorspelling, maar van slegs 2 mostly sunny is meestal afstand Sondag of sonnig. Mostly sunny, mostly sunny. Daar's net 2 uit 'n totaal van 8. Ek kan sê waarskynlikheid en meestal mostly sonnig te kry. Dis daar is ons 2 dae uit 'n totaal van 8 dae en dan soek ek 'n persentasie. Dit gaan wees 'n kwart. Daar met 100, ons weet 'n kwart is eintlik 25%. Oh, well done. Ons is klaar. Gaan hom weer oor, stop, rewind waar nodig is, kyk hom weer, vra my as daar iets is wat ek nie verstaan nie. En ek gaan net sê oor en uit, want ek is nou om te gaan inkry. So baie sterkte met jou voorbereiding. Mag dit goed gaan met jou eksamen en laat weet vir my as jy enige krisis of 'n probleem het.